Nie 'n goeie week vir vleispryse nie met bees, skaap, varke en hoenders wat daal. Is dit laer vraag wat pryse nou so onder druk sit? Kom ons gaan kyk wat is besig om nou te gebeur. Hierdie Netbank vleisprysoorsit word met trots aan jou gebring deur Netbank en John Deere. Ongeveer 81% van die mense wat hierdie video nou kyk, volg ons nog nie op YouTube of Facebook nie. Gaan kyk gou of jy ons volg, dit kos jou niks nie en dis die maklikste manier om ons te help groei en hierdie inhoud aan die gang te hou. Op 'n werklike manier is jy deel van ons suksesverhaal en wat ons probeer bereik hier by AMT. So baie dankie dat jy deel van AMT se gemeenskap is. Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg het met amper 2% gedaal laasweek en staan dit dan nou op R39.27 per kilogram. Die top 40% gemiddelde prys wat ons gebruik vir die gemiddelde kommersiële prys het dan ook gedaal na R41.23. Die Vrystaatse speenkalfprys daal na R39.17, die Oos-Kaap staan op R41.66 en die Wes-Kaap op R38.76. Dit lyk tans of die kalfprys nog onder druk behoort te kom in Februarie. Iets wat moontlik weer die speenkalfpryse kan ondersteun is as die inentings nou begin uitrol en die vraag van voerkrale weer optel soos hulle weer op kapasiteit probeer kom. Maar wat ek dink wel gaan gebeur in praktyk is dat vraag dalk bietjie kan optel, maar dat pryse nie noodwendig saam op gaan beweeg nie weens die swak slagpryse ook op die oomblik. Ek hoop wel ek is verkeerd. Die A2 slagprys staan nasionaal net so oor die R63 merk tans op R63.57 met die C-graadpryse op R56.25. Slagpryse behoort nog onder druk te bly tot einde Maart met vraag wat dan ook gewoonlik gedemp bly oor hierdie tydperk. April behoort egter weer 'n beter maand vir slagpryse te wees. Baie interessant is dat stoorlandpryse met meer as R1 gestyg het laasweek na R51.37. Ek weet ons produsente is maar versigtig om nou diere te skuif en wag hulle eerder om als op een slag te probeer bemark eerder as in kleiner pakkies. Dit is duur om elke keer dan ook 'n veearts uit te kry, so dit kan dalk ook die aanbod van lammers nou beperk. Swaarder slaglammers staan op R48.79 per kilogram. Die gemiddelde stoorlandprys in die Vrystaat styg na R53.12 met die prys in die Noord-Kaap op R42.72 wat meestal dorper tipe lammers is. Die A2 slagprys het skerp gedaal laasweek met die gemiddelde prys nou op R96.56 en die C23 prys op R76.25. In die Noord-Kaap is die A-graad slagpryse reeds so laag soos R93, terwyl die Wes-Kaap se prys steeds nader aan die R100 merk is. Die vraag vir lammers is nou 'n groot probleem en kry die abattoirs nie genoeg karkasse geskuif nie. Ons sien in meeste jare dat skaapslagpryse tot so maar dan onder druk behoort te bly en dan weer in April stabiliseer en begin opwaarts neig. Ek dink wel ons gaan op 'n hoër vlak stabiliseer hierdie jaar as wat ons in 2023 en 2024 gesien het, toe die pryse in Maart na so R83 geval het. En hoop ek ons kan hierdie jaar dan eerder by die R90 merk stabiliseer. Wolpryse het laasweek so bietjie onder druk gekom en dink ek dit was weens die swakker rand wat dan 'n groter impak as die groter vraag gehad het. Die 20 mikron RWS prys daal dan na R235 per kilogram met die nie RWS 20 mikron prys nou op R222. Die gemiddelde RWS prys het laasweek dan op R231.88 ingekom. Die Australiese woldata het hierdie week nou als deurgekom en het ek wel gesien dat daar wel veilings by hulle was oor die afgelope 3 weke. Jammer daarvoor. Ons het soos in ons plaaslike mark dan gesien dat wolpryse in Australië lekker opgetel het op die eerste 2 veilings, maar dan ook laasweek bietjie teruggesak het. Hierdie daling was ook weens die wisselkoerse beweging en nie noodwendig 'n verandering in die vraag en aanbod van wol nie. As die rand en Australiese dollar dan verder verswak teen die Amerikaanse dollar wat ons dan verwag, kan ons moontlik nog ondersteuning in die wolmarkpryse sien oor die volgende week. Die bokmark bly onder druk met groot bokpryse nou op R31.11, klein bokke op R51.70, medium bokke staan op R47.41 met die bokkooipryse laer op R47.09 per kilogram. Ek dink die pryse behoort tot Maart nog onder druk te bly.
Hoenderpryse daal met die gevriesde ex-abattoir prys nou op R35.16, varspryse daal na R39.43 met die EQF prys op R35.50. Hoenderpryse kom dan ook gewoonlik onder druk soos ons in Februarie en Maart inbeweeg en vraag dan gedemp is met April wat wel 'n beter maand kan wees soos vraag dan oor daardie tydperk gewoonlik bietjie optel. Varkpryse kom ook onder druk die afgelope week met die nuutste spekvarkprys afwaarts na R40.38, vleisvarkpryse daal na R40.99 met die nuutste worsvarkprys laer op R31.30 per kilogram. Hierdie pryse behoort bietjie te sak in Februarie en kan moontlik dan onder druk bly tot en met ongeveer Mei of Junie, waarna ons gewoonlik weer eers ondersteuning in die mark kry soos ons in die tweede helfte van die jaar in beweeg. Graad 1 lucernpryse bly sywaarts op R3.450, graad 2 lucern op R2.950 en prima lucern op R4.200. Choppryse het verder gedaal met baie min vraag op die oomblik en verhandel op R2.250 per ton. As voerkrale se aankope gaan optel sodra die inentingsprogramme begin, kan die vraag ook na chop optel soos hulle meer diere moet voer, wat dalk die choppryse weer bietjie kan ondersteun. Maar wanneer dit gebeur, is natuurlik enige iemand se raaiskoot. So daai was jou Netbank vleis- en voerprysoorsig vir die week gewees. Hierdie episode was met trots aan jou gebring deur Netbank en John Deere. Sien weer volgende week.